Vandag duik ons diep in 'n soort mediese speurverhaal. Ons gaan kyk hoe dokters 'n stille, maar baie gevaarlike vyand, cerebrovaskulêre siekte, een van die hoofoorsake van beroerte, probeer opspoor, lank voor dit kan toeslaan. En dit is regtig die kernvraag, nee. 'n Verstopping in daardie hoofslagaar na jou brein is soos 'n tikkende tydbom. So, hoe sien ons dit voor dit ontplof? Wel, die antwoord lê in 'n paar ongelooflike stukke tegnologie wat ons toelaat om letterlik binne in ons eie are te loer. Goed, kom ons begin heel aan die begin. Ons fokus vandag op die karote slagare. Nou, jy moet aan hulle dink soos die twee hoofpaaie wat al die brandstof na jou brein toe karwei. En daai brandstof is natuurlik suurstofryke bloed. Sonder daai bloedvloei staan alles, en ek bedoel alles, stil. So as daai brandstoflyn begin vernou, gewoonlik as gevolg van 'n opbou van gedenkplaat, 'n toestand wat ons stenose noem, dan begin die brein letterlik honger ly. En dis dan wanneer die risiko vir 'n beroerte die hoogte inskiet. Die hele doel van hierdie diagnostiese proses is dus om daardie vernouing te vind en, nog belangriker, om te meet presies hoe erg dit is. So met so 'n ernstige saak, waar begin die dokters? Wel, hulle gryp na hulle mees betroubare instrument, die werkesel van hierdie hele proses, duplex ultraglank. Vir byna elke liewe pasiënt is dit die absolute beginpunt. Nou die slim ding van duplex ultraklank is dat dit eintlik twee tegnologieë in een is. Eerstens, die B-modus gee jou 'n letterlike swart en wit prentjie van die slagaar se wand. Jy kan die gedenkplaat sien. Maar tweedens, en dis waar die touwerkuns inkom, gebruik die Doppler-deel klankgolwe as 'n soort spoedlokval om presies te meet hoe vinnig die bloed deur daardie area vloei. Dink daaraan soos 'n tuinslang. As jy jou duim halfpad oor die opening sit, wat gebeur? Die water spuit vinniger uit, né? Dis presies dieselfde beginsel in 'n slagaar. Hoe nouer die opening word, hoe vinniger moet die bloed daardeur jaag. En dokters het dit tot 'n wetenskap gemaak. Sodra daardie spoed bo 230 cm per sekonde klim, weet hulle, sonder twyfel, hulle kyk na ernstige vernouing van meer as 70%. So dis duidelik hoekom ultraklank die eerste keuse is. Dis heeltemal veilig, geen bestraling nie, dis relatief goedkoop en dit is verbasend akkuraat. Maar dit is nie perfek nie. Bene soos jou sleutelbeen of kakebeen kan die uitsig blokkeer. En nog 'n probleem is harde verkalkte gedenkplaat. Dit kan 'n sogenaamde akoestiese skaduwee gooi, wat dit onmoontlik maak om te sien wat agter dit aangaan. So, wat gebeur nou as daardie akoestiese skaduwees in die pad staan, wanneer die prentjie net nie duidelik genoeg is nie? Wel, dan is dit tyd om die volgende vlak van tegnologie in te bring, die hoë definisie opsies. En dis hier waar ons praat van CT-angiografie of CTA en MR-angiografie of MRI. Jy kan aan hulle dink as die spesialiste wat ingeroep word wanneer daai eerste vinnige ondersoek nie al die antwoorde kon gee nie. Hulle gee jou 'n volle 3D-kaart. Nou, elkeen het sy eie stel voor- en nadele. CTA is ongelooflik vinnig en gee fantastiese detail, maar dit gebruik wel ekstraal bestraling en 'n kontraskleurstof wat sleg kan wees vir mense met nierprobleme. MRI, aan die ander kant, gebruik geen bestraling nie, wat 'n groot pluspunt is, en dit kan selfs die samestelling van die gedenkplaat analiseer. Die nadeel, dis stadiger en die kontrasmiddel wat dit gebruik, hou ook sy eie klein, maar ernstige risiko vir mense met swak niere. Maar sê nou, in daardie seldsame geval, stem selfs hierdie gevorderde skannings nie saam nie. Wat gebeur as die CTA een ding sê en die MRI iets anders? Wel, dan wen dokters hulle tot die finale arbiter, die onbetwiste goue standaard. Die kenners is dit eens, die handboeke sê dit. Digitale subtraksieangiografie, DSA, bly die goue standaard vir karotesbeelding. Wat dit beteken, is ten spyte van al die nuwe blink tegnologie, is dit steeds die een toets wat die finale, mees akkurate antwoord gee. Punt. Wat DSA so anders maak, is dat dit nie 'n stilstaande prentjie is nie. Dis 'n lewendige fliek van jou bloedvloei. 'n Chirurg voer 'n baie dun buisie, 'n kateter, gewoonlik vanaf jou lies al die pad op tot in die karote slagare in jou nek. Dan word kleurstof ingespuit, terwyl ekstrale 'n video opneem. Die resultaat is 'n kristalhelder dinamiese padkaart van presies wat binne-in aangaan. So, as dit die beste is, hoekom doen hulle dit nie sommer elke keer nie? Die antwoord is eenvoudig, dis indringend. En dit kom met 'n klein, maar baie werklike risiko. Een groot oorsig van studies het bevind dat ongeveer 2,6% van pasiënte een of ander neurologiese komplikasie, soos 'n beroerte, opgedoen het tydens die prosedure self. En dis 'n risiko wat geen dokter ligtelik opneem nie.
Goed, so met al hierdie verskillende instrumente in die kas, hoe besluit 'n dokter watter een om te gebruik? Dit gaan alles oor 'n logiese, stapsgewyse pad. Jy kies die regte instrument vir die regte oomblik. Die hele strategie is eintlik baie eenvoudig. Begin veilig en hou dit eenvoudig. Jy begin altyd met die ultraklank. As daai toets vir jou 'n duidelike, onomwonde antwoord gee, is jy dalk al klaar. Dis net as daar onsekerheid is of die prentjie onduidelik is, dat jy eskaleer na 'n CTA of 'n MRA. En daardie indringende goue standaard, die DSA, dit word regtig net uitgehaal as 'n laaste uitweg, wanneer die ander toetse mekaar weerspreek. En hier's die ding wat regtig wys hoe goed hierdie stelsel werk. In die oorgrote meerderheid van gevalle, sommige studies sê tot 95%, is daar die eerste eenvoudige ultraglank genoeg. Dit gee 'n chirurg al die inligting wat hulle nodig het om met volle vertroue 'n operasie te plan. Die duur gevorderde goed is in baie gevalle nie eens nodig nie. So, dit is waar ons vandag staan. Dis die huidige beste praktyk. Maar soos ons weet, staan tegnologie nooit stil nie. En die volgende groot sprong vorentoe in die diagnose van hierdie siekte is reeds besig om vorm aan te neem. En hierdie is 'n fundamentale verskywing in denke. Vir dekades was die enigste vraag, hoe groot is die verstopping? Maar die nuwe en miskien baie belangriker vraag is, hoe gevaarlik is die gedenkeplaat self, selfs al is die verstopping nie so groot nie. Jy sien, navorsers besef nou dat nie alle gedenkplate dieselfde geskape is nie. Sommige is stabiel en hard, soos ou, verharde sement in die aar, maar ander is aktief en onstabiel. Dink aan hulle soos klein vulkaantjies wat op die punt staan om uit te bars en 'n klonk te vorm wat 'n beroerte kan veroorsaak. Nuwe tegnieke, veral met MRA, word nou verfyn om presies daardie gevaartekens op te spoor, dinge soos klein bloedings binne in die gedenkplaat of klein skeurtjies op die oppervlak. En dit bring ons by die toekoms van hoe ons beroeptes gaan voorkom. Want dink daaroor, as ons kan leer om die karakter van die gedenkplaat te lees en nie net die grootte van die vernouing te meet nie, kan ons dalk chirurgie net reserveer vir daardie pasiënte met die werklik gevaarlike, onstabiele gedenkplaat. Dit gaan nie meer net daaroor om 'n verstopping te vind nie. Dit gaan daaroor om die ware gevaar te identifiseer. En dit is die toekoms.